In die einde van ons program lees ons 'n gedeelte uit die Nuwe Testament, Johannes hoofstuk 8. Die vrou wat op oorspel betrap is. Hierna is hulle elkeen na sy huis toe, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê: "Meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u?" Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê: "Laat die van een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi." Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en gevra: "Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie?" "Niemand nie, Here," sê sy. Toe sê Jesus: "Ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet nou van nou af nie meer sonde doen nie." Vers 12. Die Vader getuig ook van Jesus. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê: "Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie. Hy sal die lig hê wat lewe gee." Die Fariseërs sê toe vir hom: "Jy getuig oor jouself, jou getuienis is nie geldig nie." Daarop sê Jesus vir hulle: "Al getuig ek oor myself, is my getuienis geldig, omdat ek weet waar ek vandaan gekom het en waarheen ek teruggaan. Maar julle weet nie waar vandaan ek kom of waarheen ek gaan nie. Julle oordeel oor iemand volgens sy uiterlike. Ek oordeel oor niemand nie. En as ek oor iemand oordeel, is my oordeel reg, omdat dit nie ek alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. In julle wet staan daar geskrywe dat die getuienis van 2 persone geldig is. Nou ja, oor my getuig ek self en die Vader wat my gestuur het." Vers 21. Die Jode ken Jesus nie. Verder het Jesus vir hulle gesê: "Ek gaan weg en julle sal my soek, maar julle sal in julle sonde sterwe. Waarheen ek gaan, kan julle nie kom nie." Die Jode het toe gesê: "Gaan hy dalk selfmoord pleeg, dat hy sê, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie?" Toe sê hy vir hulle: "Julle is van hier onder, ek is van daar bo. Julle behoort tot hierdie wêreld. Ek behoort nie tot hierdie wêreld nie. Daarom het ek vir julle gesê, julle sal in julle sonde sterwe. Want as julle nie glo dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe." Hulle vra hom toe: "Wie is jy?" Jesus het hulle geantwoord: "Waarom praat ek eintlik nog met julle? Ek kan baie dinge oor julle sê en 'n oordeel oor julle uitspreek. Maar hy wat my gestuur het, is geloofwaardig, en net wat ek by hom gehoor het, sê ek vir die wêreld." Hulle het nie begryp dat hy met hulle van die Vader gepraat het nie. Daarna sê Jesus vir hulle: "Eers wanneer julle die Seun van die mens verhoog, sal julle begryp dat ek is wat ek is.
en dat ek niks uit my eie doen nie, maar net verkondig wat die Vader my geleer het. Hy wat my gestuur het, is by my. Hy het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hy wil. Terwyl hy hierdie dinge gesê het, het daar baie mense tot geloof in hom gekom. Hierdie gedeelte is Johannes hoofstuk 8, vanaf die 1ste tot by die 30ste vers. Hierdie gedeelte, die baie bekende gedeelte van die vrou wat op oorspel betrap is. Wat die skrifgeleerdes en die fariseërs na Jesus toe gebring het, waar in die tempel besig was om mense te leer, en hulle wou iets kry om teen hom op te tree, omdat hy 'n gevaar is vir die kerk en vir die samelewing, en hulle kon nie daarmee saamgaan nie. En so wil hulle iets kry, en hulle bring hierdie vrou na hom toe en sê, moet ons aan klippe doodgooi soos Moses vir ons beveel het. En dan hier baie bekende woorde, die een met 'n skoon gewete, of die een wat sonder sonde is, met die eerste klip gooi, en dan draai almal om en hulle loop. En tot vandag toe sit ons met hierdie uitspraak van Jesus, dat dit nie vir ons is om oordeele oor ander mense te vel nie, maar dat dit die Here is wat dit sal doen. Maar aan die ander kant moet ons ook na mekaar kyk en deeglik van mekaar se doen en late kennis neem. En as dit nie pas by 'n Christen of soos Christen behoort op te tree en die voorbeeld ook vir ander mense wat na jou kyk as 'n Christen, miskien in die war kan bring, dan moet ons die wat volgens die woord van die Here optree nie, help en reg help en vermaan. Want sien, ons moet altyd onthou dat Jesus vir hierdie vrou ook gesê het, gaan heen, moet nou van nou af nie meer sonde doen nie. Hy het nie vir haar gesê, gaan heen en maak maar weer soos jy altyd gemaak het nie. Nee, gaan heen, moenie weer sonde doen nie. Want hy het die daad veroordeel, hy het die sonde veroordeel. Maar die persoon, die het hy nie veroordeel nie, en laat gaan. Weggestuur met hierdie baie definitiewe opdrag, moenie weer gaan sondig nie. En so kan ons met mekaar praat in die lewe van vandag, en iemand vermaan, reghelp, aanmoedig, om nie weer te sondig nie. Maar, dat ons werklik iemand kan bring by die Here, deur hom, sodat sy lewe nie homself, in die afgrond laat afloop nie. Ten spyte daarvan, kan ons nooit die persoon veroordeel nie. En ons moet leer by Christus, deeglik die persoon, wat die aksie pleeg, geskei van die daad van die persoon. Hy die daad veroordeel, maar die persoon nie veroordeel nie. Om ons leef dan so in genade en in vrede met mekaar. Ja, as ons sien dat iemand iets doen, wat sy saligheid in gedrang bring, of selfs dan sy disipelskap, sy uitleef van sy Christen wees, dat dit veral net dalk moeilik sal wees om te aanvaar dat Christene dit kan doen. Kom ons help hom, hulle, haar, om reg en goed te leef deur die verkeerde dinge te los. Maar dat ons nooit moet veroordeel nie, want die veroordeling kom ons nie toe nie. God alleen. Ook interessant hierdie gedeelte vir hulle, waar hulle van hom vra, wie is hy? En dan sê hy, ek is wat ek is. Nou ons hoor duidelik dat dit dieselfde woorde is, wat die Here vir Moses gesê het. As die volk van hom vra, wie is hy, dan moet hy sê, ek is wat ek is, het jou gestuur. So, as Moses na die volk van Egipte toe gaan, dan gaan hy en hy sê, ek is wat ek is, het my na julle toe gestuur.
En hier sê Christus, ek is wat ek is, want hy is God. En so weet ons dat vir die Jode was dit baie bekende woorde gewees, want hulle het die Hebreëus geken. En natuurlik het Christus nie met hulle Grieks gepraat soos dit hier opgeteken is nie, maar hy het natuurlik met hulle Hebreëus gepraat. Soos hy sê, ek is wat ek is, dan hoor hulle duidelik dieselfde woorde as wat die Here God vir Moses gesê het, moet hy hom gaan bekendstel. So stel Christus hom bekend op hierdie aarde. Ek is wat ek is. Baie kragtige getuienis van Christus, dat hy God, almagtig, skepper God, van ewigheid tot ewigheid, hier in ons midde was en is. Vandag nog, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Nie altyd vir ons maklik om alles so te verstaan nie, nee. Maar een ding weet ons seker, dat ons hierdie getuienis van Christus moet uitleef. Net soos hierdie vrou moet weggaan en nie weer gaan sondig nie. Nee, sy moet haar lewe skoon en reg maak. Nou het Christus vir haar op die regte pad gesê, moenie weer sondig nie. Ook moet gaan en hom wat ons stuur is, ek is wat ek is, en hy sê ook vir ons, gaan heen, gaan werk elke dag, maar moenie sondig nie. Dit is nie maklik nie, maar niemand het gesê maklik nie, maar die Here gee vir ons die vermoë en die krag en die genade om reg en goed te kan leef. Soos jy in versoeking kom om verkeerde dinge te doen, bid tot die Here. Ja, nie dat hy noodwendig die omstandighede verander nie, want die Here verander nie altyd die omstandighede nie. Hy gee vir ons die vermoë om deur omstandighede wat moeilik en gevaarlik is, te leef. Bid in afhanklikheid en vra. En daarom, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.